Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Daar's die reël wat gereeld op my feed kom van 'n ma wat 'n pot en 'n lepel gryp en dan sit haar babatjie in 'n stoeltjie besig om te eet en dan begin hierdie ma te dans en sy slaan die lepel op die pot en dan ewe skielik dan is dit 'n gejuig, dan dans die babatjie saam en haar dogtertjie dans saam en dis net sommer so lekker energie wat daar beweeg. En dit het my laat dink, watse tipe energie, watse tipe gevoel bring jy in 'n vertrek in? Sien, die Bybel sê vir ons in Matteus 5 vers 13 tot 16 dat julle is die sout, julle is die lig. Die Here het vir ons daai opportunity gegee om in ons samelewing, in ons elke dag lewe, sout en lig vir mense te gaan wees. Ek weet, ons kom baie keer in gesprekke in en as daar mense wat oor goed moan of bekommerd is, oor krag en oor water en oor petrolprys en soveel dinge waaroor ons negatief kan raak. Maar is jy deel van die mense wat moan of is jy die een wat sê, maar hoorie, kom ons dink anders oor die lewe. Kom ons sien die mooi raak, kom ons sien die son wat opkom. Romeine 12 vers 2 sê ons moenie dink soos die wêreld nie, ons moet anders te dink. So ek wil jou vandag sommer net bemoedig. Wees jy die verskil as jy in 'n gesprek in beweeg? Wees jy die verskil as jy in 'n kamer of 'n vertrek in beweeg? Sodat jy mense kan anders te laat dink, sodat jy die lig en die sout kan wees. Filippense 2 vers 14 sê ons moenie moan en heeltyd wil beklei nie. Ons moet die mooi in die lewe kan raak sien. So vandag bemoedig ek jou vir hierdie week. Wees jy die verskil? Gaan wees jy die lig? Gaan wees jy die sout? En dan verander ons energie. Nie sodat ons op die eind van die dag die eer vir dit kry nie, maar natuurlik omdat die Here die eer daarvoor kan kry. Want dis hy wat dit toekom. Ek hoop jy het 'n lekker dag hier.